Vrede geliefdes, vrede familie van die evangelie. Ek hoop julle te soete na gerus het, deurgedra uitgespa. Ons dank die Vader vir nog 'n nuwe dag, nuwe môre, nuwe oggend, nuwe dinge, nuwe alles wat voor lê. Daarom moet ons altyd deur voorberei. Amen, vir dinge soos dit wat voor ons gaan kom. Dis hoekom dit baie belangrik is om te bid. As jy opstaan, dan moet jy bid. As jy uitgaan, dan moet jy bid. Want jy weet nie van die vyand van die woord sê, prys die naam van die Here, dat die vyand lê en loer vir jou. Amen. Hy is by die deurdrempel. Amen. Maar ek en u moet altyd deur gereed wees om in 'n battle te gaan, in gebed in, sodat jy die vyand kan oorheers, sodat jy die vyand kan overcome, soos hulle sê in Engels. Dit klink baie lekker, I'm a overcomer. Amen, prys die naam van die Here. Nou, dit is wonderlik. Nou, as jy lief is vir bid, dan het jy iets goed. Van die vyand hou nie daarvan, jy moet bid nie, van dan is jy nie in kontak baie met die Here nie. Daarom vra ek ook die Here om my die krag elke dag te kan gee, om in kommunikasie te kan kom, sodat jy kan guidance kan kry en kan vra. Hy sê, julle het my tot hiertoe, julle het my nog niks gevra nie. Die woord sê dit, julle het my nog niks gevra nie. Dit beteken nie, jy moet geld en dinge vra nie. Wees soos 'n Salomo. Amen, toe die Here sê, begeer wat jy wil hê. Toe Salomo nie rykdom gebegeer nie, maar hy die wysheid gebegeer, sodat hy die volke kan lei, omdat hy 'n koning is, sodat hy nie kan beskaam staan as 'n jong koning voor die elders en voor die ouderlinge, wat hy moet lei as 'n jong koning nie. Omdat hy vir homself gesê, Here, gee my die wysheid, sodat ek hier volk kan lei deur die wysheid van U uit die hemele uit. Nou vanmôre as jy begeer goed, begeer altyd deur geestelik, sodat die Here vir jou self die ander dinge kan byvoeg. En hy sê ook in Jesaja in, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, julle moet nie rus nie. Nou as u God iets gevra het, alles te gawe, alles het iets wat u gevra het in die geestelike realm, moenie rus totdat God dit aan u bevestig dit, dat u gaan dit kry nie. Nou moenie rus vanmôre nie. Beweeg en hou aan bid, totdat God dit sal laat geskied, en u self daarin verheerlik, en die Here verheerlik, en die Here altyd deur dankbaar wees. Onthou, dinge gebeur nie sommer oornag nie. Baie keer dan is ons so haastig, ons wil hê as ons nou bid, dan die ding nou geskied. Ons wil soos instant noodles wees. Sit jou nou nie water, jy nou gaar. Nee. Weet jy wat? Fish and chips blessings, dit hou nie. Maar wees soos 'n steak, wat wel dan 'n steak van tyd om perfek te gemaak te word. Nou, jou blessings moet wees soos 'n steak, wat tyd vat om gaar te raak. En as hy gaar is, dan geniet jy dit. Net so ook, as jy lang wag vir jou blessing, en jy kry dit, dan gaan jy dit geniet. Omdat jy het gewag daarvoor. Net soos jy wag vir jou steak, wag vir jou blessings. So julle moet 'n lieflike dag hê, wat voor lê. Julle moet dit geniet, maar die meeste van alles wees nugter, wees waaksaam, en jy moenie so alles deel met enige een nie. Veral dinge wat jy wil beplan, jou visions en dinge. Is nie almal wat happy is met dit wat jy wil bekom en dit wat jy wil doen nie. Almal is nie happy nie. So, as jy 'n ding doen, laat dit eers geskied, dan vertel jy vir mense. Van die persoon wat jy vertel, dan jy kan in vertroue inneem, as dit die persoon wat jou vasmaak, en dis hoekom jy nooit vorentoe kan gaan nie. Omdat jy maak met almal oop en jy vertrou te veel gou. Jy kan nie mens vertrou nie. Vertrou net die Here met dit wat jy wil doen. En as dit geskied, dan getuig jy daarvan dat God het vir jou uitgekom in jou stilte wat jy hom gevra het. Dan getuig jy van die goedheid van die Here. Maar as jou ding nog nie geskied het, moet niemand vertel totdat God dit sal geskied het.
So mag die hand van die Here saam met een en elk wees. Wees veilig by julle se werke, selfs een en elk die wat nog op vakansie is, wees veilig en mag die hand van die Here een en elk seën en nog meer genade skenk dag na dag en die Here gaan ons wonderlik seën.